Amen. Is julle reg om die Here se naam groot te maak? Kom ons staan saam en dan met ons eerste sang gaan ons die offerhande. Moenie jou hande offer nie. Offer jouself. Amen. We praise your name, Jesus. Yes, here we go. Great and mighty is He.
Here, dit is so wonderlik om U as ons Vader te ken. Ek kan nie verstaan dat daar mense is wat U nie wil ken nie, want U naam is die naam bo elke naam. U is ons God, El God Reins. Dankie dat U so laag gedaal het en dat U by ons woon, Heilige Gees. Dankie Vader vir U seën. U naam is die naam by elke naam. Here, wanneer ons so sing, wil ons U ophou nie. Ek loof en ek eer U. Dankie Vader. Seën ons in hierdie oggend, word U verheerlik in Jesus naam. Amen. U kom maar sit. Ja, mense word weggevoer deur sulke musiek. Wel, gelukkige Vadersdag aan elke vader. Mag jy, ons is reeds gebless deur die Sondagskool, mag jou gesin jou bless vandag. Mag haar vir jou gemaak word en op die tafel gesit word waarvan jy hou. En geluk aan elke vrou wat so 'n oulike man aan haar sy het. Weet, hierdie pastoor moes 'n jong koppel trou en net voor die troue toe kom die man na hom toe. En hy sê, pastoor, wanneer jy nou kom by hierdie gedeelte, beloof jy dat jy haar altyd sal lief hê, dat jy haar sal bystaan, dat jy haar nooit sal verlaat nie. Los nou maar daai stukkie uit, hier is vir jou R100. Ek gaan jou 'n deal aan, moenie daai stuk sê nie. Pastoor sê nie is reg, en toe hy daai stuk kom te sê hy, beloof jy dat jy altyd gaan skottelgoed was? Beloof jy dat jy die kind gaan grootmaak, dat jy sal opstaan in die nag? En beloof jy dat jy gaan kos maak? En na die tyd kom die man by die pastoor, hy sê, pastoor, ek dog ons het 'n deal gehad. Pastoor gee die R100 terug, hy sê, jou vrou se deal was beter. So, ek hoop nou nie is vaders wat vandag so is nie. Ok, die tema vir vanoggend is hoe om 'n godvreesende pa en oupa te wees. Nou, ons oudste kind is 37, ons seun word 35. So ek het die voorreg en die eer om al reeds vir 37 jaar 'n pa te wees, en nou is ek ook al 'n oupa vir 7 jaar. En dis 'n wonderlike voorreg. En dit maak van my 'n expert, en dis hoekom hulle my gevra het om te preek en iemand anders te nie. Nee, ek maak net 'n grappie. Ek dink elke ouer, of jy 'n man, 'n pa of 'n ma is, sal met my saamstem, elke liewe dag leer ek en jy nog steeds. Ek wil hê ons moet teruggaan na die basics toe. Ek wil graag 'n godvreesende pa wees. En ek glo elkeen van u wil. Ek wil my gesin lei op 'n goddelike manier. Ek wil die tipe pa wees, wat asof my kinders deur ander kinders gevra word. Hoe het jy die Here ontmoet? Dan moet sy sê, of hy sê, ek het na my pa gekyk. Waar het jy geleer om die Here te dien? By my pa. Hoe het jy Christus in jou lewe ingenooi? Ek het na my pa gekyk. Waar het jy geleer om jou vrou so mooi te behandel? Ek het gesien wat my pa doen. Waar het jy so baie van die Bybel geleer? My pa het my geleer. Dis die tipe pa wat ek wil wees, en ek glo dat elke pa wat hier sit, ook daai tipe pa wil wees. Ons gaan na 4 beginsels kyk om hoe om 'n godvreesende pa te wees. Maar voordat ek daarby kom, in 1993 was ek by 'n preek van Dr. Samuel Victorian. Van julle het seker baie van hom gehoor. Hy was hier by Maranatha Park die aand, en 'n kollega van my het my saamgenooi. En toe hy hierdie verhaal vertel, het dit my so na in die hart gegryp dat ek dit nooit vergeet het nie. Hy het vertel, hy was 'n jong direkteur van 'n laerskool
in Damaskus. En hy het elke liewe dag vir daai kinders gebid. Vir 9 maande was daar nie een siel wat na Jesus toe gekom het nie. Na 9 maande, een oggend na die saalopening, toe sal klop aan sy deur, kantoordeur. Daar staan 'n 12-jarige seun en hy sê, I want to meet Jesus. I want to give my life to Jesus. Hy het hom ingenooi, hulle het op daai sementvloer gekniel. Hy het die evangelie met hom gedeel en hom na Jesus toe gelei. Daai kind het nie weer teruggekom skool toe nie. Hy was die enigste kind van 'n baie ryk ortodokse familie gewees. En toe Samuel die pa bel, toe sê die pa, I don't want my son to be Protestant. En hoe meer hy hom verduidelik het, ons leer hulle net van Jesus, hoe erger was die pa gewees. Een middag het die seun by sy kantoor aangekom en gesê, Pastor, don't you worry, Jesus is in my heart, no one can take him away. En hy het weggehardloop. Hulle hoor toe dat hierdie kind is ernstig siek, en hy is oor die grens in Sirië, na die Italiaanse hospitaal toe. Pastoor Doktorian het toe gegaan. Toe hy daar kom, toe sê hulle, ons het hom na die Amerikaanse hospitaal gestuur, ons weet nie wat is fout met hom nie. Daar is topspesialiste. Toe hy daar kom, toe sê hulle het die kind na huis toe gestuur. As niks wat hulle kan doen nie. Die pa het vir hom vertel, toe hulle deur die vallei van Dakar op pad Libanon toe is, toe voel die kind al hoe swakker. En hy sê, Daddy, I'm going to die, isn't it? Sê pa, nee, jy is baie beter, toe jokkie pa vir hom. By die huis gekom het hom op die bed gaan neerlê. 2 ure later, toe roep die kind hom. Toe sê hy, Daddy, look, angels, Daddy, angels. Sê pa, son, there is no angels. Hy sê, die seun sê vir hom, I will pray that you get saved so that I can see you in heaven. Kind het sy oë toegemaak en hy is dood. Daar was 'n biskop in Damaskus. Maar daai pa het gesê, hy wil hê dat Doktorian hom moet begrawe. He loved my son. My son loved him. I never believed in God. I never believed in angels, but my son, he saw angels. En by die graf, toe val hy op sy knieë neer, toe sê hy, please pray that I can get saved now. Saved now. Daai storie het my so geruk. En ek het besef, God het gesê, ons as mans moet koning, priester en profeet wees. Ons moet ons kinders na Jesus toe lei. Nie andersom nie. Hier was dit andersom. En daarom gaan ons kyk na 4 beginsels om 'n godvreesende pa te wees. Kan ons dit maar doen? As julle sê nee, gaan ons in elk geval daarna kyk. So. Kom ons lees Josua 24, vers 14 tot 15. Nou ek het dit uit die New King James gekry. Now, therefore. Nou wanneer jy hierdie woord sien, therefore, daarom, dan weet jy dat God in die eerste 13 verse vir Israel vertel hoe hy hulle gelei het, hoe hy voorsien het, hoe hy by hulle was, hoe hy genadig was teenoor hulle. Nou is dit jou beurt. Nou moet jy handel. Nou sê God, now therefore, fear the Lord. Serve him in sincerity and in truth. Put away the gods which your fathers served on the other side of the river and in Egypt. Serve the Lord. And if it seems evil to you to serve the Lord. Nou dis interessant, hoekom sal dit evil wees vir iemand om God ons Vader te dien? Want in ons dag vandag is daar soveel mense wat nie wil glo nie, wat sê, man, hierdie Jesus waarvan julle praat, is net 'n storie. Ons glo nie daaraan nie. So nou sê hy, as dit vir jou evil is, choose to yourself this day whom you will serve. Jy moet kies.
whether the gods which your fathers served, that were on the other side of the river. Met ander woorde, daar waar jy bly, as jy tussen moslims bly, dien dan die moslim God. All the gods of the Amorites in whose land you dwell. Jy kan ook die geloof van vandag, wat om jou is, dien in die society. Maar, jy moet nie op 2 voete staan nie. Dis wat hy sê, kies, of jy dien God, of jy dien jou bankbalans. Jy moet kies. But, as for me and my house, I will serve the Lord. Nou hierdie is hoe toewyding lyk. Want die eerste beginsel is, wy jou gesin toe aan God. Dis hoe toewyding lyk. Maak nie saak wat cool is nie. Maak nie saak wat jou populêr gaan maak nie. Maak nie saak wat jou famous gaan maak nie. Joshua begin by homself, hy sê nie, I am the king of my own castle. I will do what I want nie. Ek sal sorg dat my vrou en kinders die Here dien. Maar ek is die koning van my paleis. Hy doen dit nie, hy begin by homself. Hy sê, ek en my huis, met ander woorde, hy wy homself toe aan God, en dan sy familie. Pas die mees belangrikste in jou familie se lewe, is nie die geld wat jy betaal vir die snoepie nie. Dis nie geld wat jy betaal vir danslesse nie. Dis nie geld wat jy betaal vir 'n kerkkamp nie. Die mees belangrikste in jou kind se lewe, is hy moet kan sien jy het 'n persoonlike, heilige verhouding met God die Vader. Daarom kry ons in Deuteronomium 6, vers 4 tot 9 die volgende. Luister, Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê, met hart en siel en met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders. Met ander woorde, dit is nie net a once in a while nie. Nie net as jy van die kerk afkom, of 5 minute voor die kind gaan slaap nie. Jy moet dit by hom inskerp. Jy moet met hulle daaroor praat. As jy in jou huis is, nou sê God vir jou waar, hoe. As jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Met ander woorde, altyd. Praat altyd oor die Here met jou kinders. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande. Dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkusyne en op jou stadspoorte. Dis die groot opdrag. En dit is moeilik, dit vat baie van jouself, maar God gee vir jou die krag om dit te doen. Praat oor hom, maak jou mond oop wanneer jy by jou kinders is. Wanneer hulle TV kyk en daar kom 'n dier op, vra vir jou kind, wie daai dier gemaak? God het. Laat jou kind dit antwoord. As hulle eet, wie het die lekker kos gemaak? Ma het. Nee, ma het dit gemaak, maar wie het dit voor die tyd gemaak? God het hierdie kos gemaak. Maar jy weet, ons mans is so slim. Jy gaan werk toe, baie dinge gebeur. Dan ry sommer 'n taxi voor jou in. Baie dinge gebeur by die werk, in meetings. 9 ure later kom jy by die huis. Ons is so slim, jou kind vra vir jou, pappa, hoe was jou dag? Ons som dit op in een woord. Fine. Fine. Wat 'n woord is dit? Praat met jou kind, vertel hom van jou dag. Wanneer jou vrou vir jou vra, hoe was dit by die werk? Vertel vir haar. Moenie net sê fine nie. En ek praat nie net met jong paas nie. Ek praat met oupas, met paas wie se kinders reeds groot is. Hulle is steeds jou kinders, leer hulle goddelike besigheidswaardes. Leer jou seun hoe om 'n vrou te hanteer. Leer jou dogter hoe 'n vrou behandel moet, hoe iemand haar moet behandel, 'n man. Leer haar dat hy liewer haar lipstick smooch
as haar mascara. Leer haar watter waardes om by 'n man te soek. Leer jou kinders hoe om hulle kinders groot te maak wanneer jy klein kinders het. Moenie ophou praat met jou kinders nie. Die tweede beginsel, Godvreesende paas dissiplineer die wie hy liefhet. En ek bedoel nie daarmee jy met jou kind slaan nie. Ek bedoel nie jy met hom treiter of terg nie. Die woord sê duidelik, paas, moenie jou kind terg nie, sodat hy nie moedeloos word nie. Nee, maar dissiplineer vanuit liefde. Hebreërs 12 vers 6 tot 11 sê, want die Here tug hom wat hy liefhet. Hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as kinders. Is daar miskien 'n kind wat nie deur sy vader getug word nie? As julle nie getug word soos al die ander nie, dan is julle nie werklik sy kinders nie. Verder, ons het ons aardse vaders gehad, wat ons getug het, en ons het vir hulle eerbied gehad. Sal ons nie nog des te meer aan die hemelse Vader onderwerp en lewe nie. Ons vaders het ons wel 'n kort tydjie na hulle goeddinke getug, en ek sal nou hierna toe terugkom. Maar hy tug ons tot ons beswil, sodat ons in sy heiligheid mag deel. Wanneer ons getug word, lyk die tug op daai oomblik nie na iets om oor bly te wees nie. Jy weet mos, vir alle kleuter, as jy hom tug, dan hardloop hy en hy gaan sit daar in die hoekie en hy blaas hom op. En dan hoop jy kom praat met hom. Maar selfs vir ons groot mense, ons hou nie daarvan om getug te wees nie. Maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir die wat daardeur gevorm is, 'n goeie vrug. En ek glo hier's baie mense wat deur hulle paas getug is en wat goeie vrugte gelewer het. Vrede omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van die Here. Hierdie is die goal van dissipline. So as hierdie is eintlik baie gevaarlik. Die vaders het ons wel vir 'n kort tydjie na goeddinke getug. As 'n pa nie die Here ken nie, as Jesus Christus nie in sy hart is nie, kan dit baie traumaties wees vir 'n kind. As hy daai kind tugtig, soos hy dink dit is goed. Dit kan terrifying wees, indien 'n pa nie die Here ken nie. Ons moet ons kinders dissiplineer, soos wat die Here wil hê, want in 2 Timoteus 3, vers 16 en 17 staan daar, die hele skrif is deur God geïnspireer, en het groot waarde om in waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel, en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. So my en jou dissipline moet in lyn wees met God se woord. Met ander woorde, wanneer jy tug, moet dit wees volgens God se woord. As jou 2-jarige melk mors, omdat daar nie 'n lid op die beker is nie, 'n dekseltjie is nie. Wie is die idioot? Jy is. Ek het my kleinseun toe hy 2 was. Ons het 'n muurklok. Ja, en daai ding maak sulke mooi geluide. En dan moet ek daai deurtjie oopmaak. En dan vat ek hom na die uurwyser en dan slaan hy die hoeveelheid. En dan moet ek weer na die half en slaan hy 1 keer. En so gaan ons aan. En hulle is mal daaroor. En eendag het ek vir Kean, hy was 2, te naby aan die klok gesit. En die volgende oomblik, toe is daai wysertjie af. Toe het hy hom gegryp en hom afgebreek. Wie was die idioot? Ek was. Kinders mors. Kinders breek dinge. Hoekom? Want hulle is kinders. En dalk wil God jou geduld leer wanneer jou kind iets breek of iets mors.
Ons moet ons kinders leer wat reg is uit God se woord. As Boetie vir sussie slaan, vra vir hom, dink jy dis reg? God se woord sê, jy moet jou sussie lief hê. Jy moet haar nie slaan nie. Ons leer hulle om regverdige individue te wees in God se oë. Hoekom dissiplineer ons kinders? Party mense sê, my kind is 'n engeltjie. My kind is perfek. Is 'n geskenk van bo. My kind doen nooit kwaad nie. Die woord sê in Spreuke 22:15, onverstandigheid is eie aan 'n jong mens, maar 'n pak sla haal dit uit hom uit. Die Engelse woord sê, folly is bound up in the heart of a child. So as jy jou kind liefhet, sal jy weet, daar is foolishness in sy hart. Dis hoe hulle gebore word. Jy moet hom die regte pad leer. Godvreesende paas dissiplineer die wat hulle liefhet. Die derde beginsel. Godvreesende paas demonstreer hoe Jesus gevolg moet word. Jy wys dit vir jou kind. Daar's 2 woorde wat my kinders baie gebruik het toe hulle klein was, en ek glo julle kinders ook. My dogter sal met haar hokkiestok uitgaan op die gras, die bal, en dan wil sy so dribbel, en dan het ons stene gepak vir 'n goal. Wat sê sy volgende? Pa, kyk vir my. Kyk vir my. My seun sal op sy fiets gaan sit. Die billetjies is afgehaal. Wat is die volgende ding wat hy sê? Pa, kyk vir my. Die kinders soek jou aandag. Hulle wil altyd hê, ek en jy moet na hulle kyk. Hoekom draai ek en jy nie die rol om nie? Laat ons kinders verslag na ons kyk. Laat ons vir hulle sê, kyk na my nie. 1 Korintiërs 4, vers 15 en 16 sê, want al sou julle ook dieselfde leermeesters in Christus hê, baie vaders het julle nie. Deur die verkondiging van die evangelie is ek in Christus Jesus, julle Vader. Kyk hoe volg ek Jesus, dan volg jy hom ook so. Pa, hoe moet ek bid? Kyk hoe bid ek, dan bid jy ook so. Pa, hoe moet ek my vrou hanteer? Kyk hoe hanteer ek jou ma, dan doen jy dieselfde. Pa, wat bedoel dit om God te vertrou? Kyk na my. Lewe jy 'n watch me lewe? Want ek beloof jou kinders kyk na jou. Nou dat ek so 'n bietjie aangestap het en my knie my bietjie opdraande gee, wanneer ek gaan sit in 'n rusbank of iewers en ek moet op, dan sê ek altyd en hup. Nou het my klein kinders die ding aangeleer. Voordat ek opstaan, dan sê hulle en hup. Hulle kyk vir ons, hulle tel elke ding op. Ek hoor die papegaai sê dit ook nou. Simpel ding. 1 Korintiërs 11 vers 1. Hoor bietjie wat sê Paulus. Hy sê, volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. Dit is hoe 'n watchable dad lyk. Ek het op 'n lied afgekom, wat ek graag vir julle wil lees. Rodney Atkins sing hierdie lied. En die naam van die lied is Watching You. Driving through town, just my boy and me, with a happy meal in his booster seat, knowing that he couldn't have the toy till his nuggets were gone. Green traffic light turned straight to red. I hit my brakes and mumble under my breath. His fries went flying and his orange drink covered his lap. Well, then, my 4-year-old said a 4-letter word started with S, and I was concerned. So I said, son, now where did you learn to talk like that? He said, I've been watching you, Dad. Ain't that cool? I'm your buckaroo. I want to be like you. And I eat all my food and grow as tall as you are.
We got cowboy boots and camel pants. Yeah, we're just alike. Hey, and we Dad. I want to do everything you do, so I've been watching you. We got back home and I went to the barn. I bowed my head and I prayed real hard. Said, Lord, please help me. Help my stupid self. Then, this side of bedtime later that night, turning on my son's Scooby-Doo light, he crawled out of bed. He got down on his knees. He closed his little eyes, folded his little hands, and spoke to God like he was talking to a friend. And I said, Son, now where'd you learn to pray like that? He said, I've been watching you, Dad. Ain't that cool? I'm your buckaroo. With tears in my eyes, I wrapped him in a hug. Said my little bear is growing up. And he said, but when I'm big, I still know what to do. 'Cause I've been watching you, Dad. Ain't that cool? I'm your buckaroo. I want to be like you. Eat all my food and grow up as tall as you. By then, I'll be a strong Superman. Well, we'll be just alike. Hey, won't we, Dad? When I can do everything you do, 'cause I've been watching you. Kinders hou jou dop. Partykeer dink ons praat Engels, hulle gaan nie verstaan nie. Hulle verstaan ons. Be a watchable dad. Die laaste beginsel. Godvreesende paas vind vreugde in hul kinders. 1 Johannes 3 vers 1 sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. Die wêreld ken ons nie omdat dit hom nie ken nie. Weet jy dat God verheug is oor jou? Weet jy dat God met jou wil gesels? Weet jy dat God tyd met jou wil spandeer? Weet jy dat God jou wil seën? Weet jy dat God jou wil vergewe? Weet jy dat God na jou soek? Wat doen dit aan jou hart as jy weet jy het so 'n Vader? Jy wil by so 'n Vader wees. Jy wil by iemand wees wat jou vergewe, wat jou seën, wat jou genadig is en meer as enige iets wat jou liefhet. Weet jou kinders, jy het hulle lief. Weet jou kinders dat jy wil tyd met hulle spandeer. Weet jou kinders, jy wil vir hulle bid. Dat jy wel vir hulle bid, weet hulle dat jy hulle vergewe het. Weet jou kinders dat jy vol vreugde is oor hulle. As hulle dit nie weet nie, mis jy jou verhouding met God. Met hulle. En hulle mis die verhouding wat hulle moet hê met God. Volg Jesus. Vind jou vreugde in jou kinders. Dalk sê jy, dis nou te laat. My kinders is groot. Dis nooit te laat nie. Onthou, jy leer altyd jou kinders. En dan kom al kleinkinders. En jy leer hulle wie Jesus is. Ek het op die ouderdom van 33, het my dogtertjie, sy was 4, 'n geweldige koors onmiddellik opgedoen. Ons het by my pa gekuier in Rustenburg. Daar was 'n groot erwe. En sy het saam met haar niggies gespeel in die sand. En die volgende aand kom wikkel sy hierdie koors en ek vat haar in, gaan lê op die bed neer, my vrou en ma en almal is daar om haar. En ek gaan uit om vir my pa te vra, na watter hospitaal toe moet ek haar vat? Waar is die naaste? Maar hy staan en bid onder die vyeboom. En ek raak angstig. En toe ek wil loop en sê by myself, sê ek gaan vir my ma vra. Toe maak my pa sy oë oop en hy sê, seun, oor 5 minute speel Monique weer. Ek is in elk geval in die huis en toe ek daar kom, te sit sy reg op en sy drink water. 5 minute later, toe speel sy in die sand.
My pa het vir my op 33 ouderdom in kontak gebring met geloof, wat dit is om op God te vertrou. Wees 'n Godvreesende pa. Jou kinders sal jou volg. 'n Godvreesende pa wys sy familie, sy vrou en sy kinders aan God toe. 'n Godvreesende pa dissiplineer sy kinders. 'n Godvreesende pa demonstreer hoe om Jesus te volg. En 'n Godvreesende pa vind vreugde in sy kinders. Mag dit jou wens ook wees in hierdie dag, dat dit sal wees, dat jou kinders sal sê, ek kyk na my pa, dis hoe ek God leer ken het. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Almagtige Vader, dankie dat ons na U kan kyk, dat ons liefde kan sien, dat ons kan sien hoe lief het U ons gehad, dat U U enigste seun gestuur het. Dankie dat U vir ons die weg wys. Ek wil vir U vra, Here, waar die pad soms moeilik is, dat U ons sal wys hoe om op te tree, hoe ons kinders te leer om by Jesus uit te kom. Laat U Gees ons gedagtes rig op die dinge daarbo, ons hart vol liefde maak en ons lippe salf, sodat ons net dinge van God sal spreek. Laat ons kinders Jesus in ons sien. U naam ter ere. Amen.